Dis weer tyd vir ons gereelde weeklikse erediens uitsending van die NG Gemeente Kempton Park Oos. Baie welkom aan almal wat op Facebook en YouTube kyk. Natuurlik is daar die aard van die saak baie mense van die gemeente wat hierdie voordeel benut wanneer hulle nie tuis is nie of wanneer hulle tuis is en is koud, soos op die oomblik. En dan is daar natuurlik diegene wat nie fisies hier by ons kan wees nie en landwyd en wêreldwyd na die uitsending van ons erediens kyk. Ons is baie bly en baie dankbaar daaroor, baie dankbaar vir die tegnologie en die geleentheid wat dit mens gee. So waar jy ook al is, baie welkom by ons erediens. Kom ons word stil en ons begin ons diens met 'n votum. Nou 'n votum is die aanroeping van die Here en die amptelike opening van 'n erediens. En hierdie spesifieke votum uit Psalm 103 gebruik ek baie gereeld. En vandag meer spesifiek omdat dit aansluit by ons tema, waar die klem lê op God se genade, sy goedheid, sy barmhartigheid. Kom ons luister saam daarna. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie. Want so groot is die afstand tussen die hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede. Dit kom van God, ons Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van God, die Heilige Gees. Kom ons gebruik die geleentheid om saam te bid. Here, uit die aard van die saak wil ons gebed begin met aanbidding, U aanbid en erken as lewende Here, enigste God, maar dan ook meer spesifiek as Vader, genadige Vader, liefdevolle Vader, lankmoedige Vader. Dankie dat U ons Vader is en dat U ons lief het. Dankie dat ons mag lewe uit U genade. Here, saam met ons aanbidding, ons dankbaarheid vir U goedheid, U seën, en dat U ons dra in ons lewe midde in ons groot krisisse en verliese. Dan wil ons vandag ook vir 'n oomblik stil staan by almal wat op een of ander manier ly, ongeag wat die oorsaak van die lyding is, en waar hierdie lyding ook plaasvind, en bid dat U genade en U teenwoordigheid en U troos by elkeen sal wees wat ly. Ons wil ook bid vir die verkondiging van die woord. Help vir ons om stil te staan, diep na te dink, te weeg en te oorweeg, te beoordeel, en om die boodskap te hoor. Ons vra dit in afhanklikheid van U, op grond van die soenverdienste van Jesus Christus, ons koning en verlosser. Amen. Ek wil begin met 'n inleiding tot ons tema. En in hierdie inleiding wil ek die stelling maak dat daar so baie lyding is. En so baie verskillende vorms van lyding is. Een daarvan natuurlik, en die area wat my gewoonlik die meeste raak, lyding ten opsigte van die rou oor die dood van 'n geliefde. Hier in ons gemeente het ons volgende afgekondig dat 'n klein ou babietjie dood is, wat prematuur gebore is, 10 en 'n half weke in intensief gelê het en uiteindelik gesterf het. En ons kan ons nie indink die intense lyding van die ouers, oupas en oumas en ander geliefdes wat betrokke is nie. Op die oomblik is ek ook baie betrokke by 2 ander gevalle, 2 jong mense wat baie lank gewag het om swanger te raak, uiteindelik 'n pragtige seentjie gehad het, en 10 maande later, dood nadat hy nie eers baie siek was nie. Dan is ek ook intens betrokke by 'n gesin wat 'n
30-jarige dogter aan die dood afgestaan het wat en deel in hulle intense verlies, hulle intense lyding en hulle worsteling met haar dood. Maar dit is nie net dood nie, daar is dinge so siektes, 'n magdom van siektes wat lyding veroorsaak, en een wat die laaste tyd, kom ek sê maar by gebrek aan 'n beter term, baie op my radar is die van Alzheimer's, en die intense hartseer wat daarmee gepaard gaan, en die intense wat dit vir die familie ook meebring. Dan is daar ander verliese soos werksverlies. Intens en baie moeilik in ons tyd. Verliese soos verbrokkelde verhoudings, en so meer, en so meer, en so meer. Jy kan maar jou eie voorbeelde aanvul. As deel van my inleiding wil ek noem dat mense wat ly, moet baie uitsprake aanhoor, natuurlik. In feitelik al die gevalle, uitsprake wat gemaak word met die bedoeling om te troos, met goeie bedoelings. Mense wat wil help, wat jou las ligter wil maak. Ongelukkig is dit nie altyd so eenvoudig nie. En dikwels sal jy die uitsprake wat mense maak, glad nie troos nie. Maar mens eerder verwar, dit vir jou moeiliker maak, en selfs twyfelvrae laat ontstaan oor God. Want mense sê baie dinge, en baie van die dinge wat hulle sê, handel oor God, en kan mens amper sê, praat hulle namens God en maak hulle verklarings namens God. My ervaring is dat hierdie uitsprake mense verwar, veral ten opsigte van God, en nie troos nie. Vandag wil ek stilstaan by net een so 'n uitspraak, en ek herhaal, daar's 'n magdom van hierdie uitsprake. Ek sal graag later by van die ander ook wil uitkom. Maar vandag vir 'n oomblik stilstaan by net een so 'n uitspraak. Die uitspraak waarby ek vandag wil stilstaan is, mense wat sê, alles gebeur met 'n doel. Ek wil dit graag herhaal. Mense wat sê, alles gebeur met 'n doel. In 'n eerste hoofpunt, ons hou van uitsprake, ons hou veral van universele uitsprake en altyd geldende uitsprake. Ek het al gewonder, waarom is sulke uitsprake vir ons so belangrik? Want wanneer ons uitsprake kan maak wat universeel is, met ander woorde, onder alle omstandighede en op alle plekke en in alle tye geld, dan gee dit vir ons 'n gevoel van beheer, en beheer is vir ons baie belangrik. 'n tweede aspek daarvan is dat wanneer ons voel dat ons iets kan verstaan, dan voel ons dat beter verstaan sal lei tot 'n beter hantering van die verlies of die krisis of die lyding. Dit moet net vir ons kan sin maak, en dan is ons gekonfronteer met ander mense se lyding, en dan wil ons baie graag hê dat hulle lyding, hulle krisis, vir hulle moet sin maak. Het moet vir hulle verstaanbaar wees, en dan hoop ons dat as hulle dit net kan verstaan, dan sal hulle dit beter kan hanteer. Ek huiwer om die sterk woord te aanvaar, te gebruik. Nou ongelukkig is gelowiges meer geneig om sulke uitsprake te maak as nie-gelowige mense nie. Baie nie-gelowige mense is baie eerliker in die sin van om te erken, ons verstaan nie, ons weet nie hoekom al hierdie goed gebeur nie. Maar gelowiges wil verklarings maak, hulle wil uitsprake maak, hulle wil verklarings gee, hulle wil antwoorde gee. En verskoon my as ek sê dat gelowiges dikwels die Bybel met 'n vergrootglas opsoek na sulke uitsprake. En ek herhaal, universeel geldende en altyd geldende uitsprake. Maar soms, miskien moet ek sê dikwels, maak ons fatale foute en maak ons verkeerde afleidings uit gedeeltes in die Bybel. Mense ignoreer dikwels konteks, ons
soek 'n versie, 'n sinnetjie uit hierdie magdom van woorde in die Bybel, en dan wil ons sê, maar daar staan dit. Onthou, die eenvoudigste manier om konteks te bepaal is om net eenvoudig te vra, wanneer ons uitspraak in die Bybel lees, wie praat? Wie is aan die woord? Met wie word daar gepraat? En waaroor word daar gepraat? As mens daardie 3 vrae net eers verdiskonteer, dan maak jy nie so maklik universele uitsprake nie. Is die uitspraak, alles gebeur met 'n doel? Waar? Kwalifiseer dit as 'n universele, altyd geldende uitspraak. En dan miskien die belangriker vraag, troos hierdie uitspraak mense altyd? In 'n tweede hoofpunt wil ek stil staan by 2 groot probleme ten opsigte van hierdie uitspraak. So dis ons tweede hoofpunt, maar hierdie tweede hoofpunt het 2 onderafdelings. 2 groot probleme rondom hierdie uitspraak dat alles met 'n doel gebeur. Die eerste aspek wat ek graag wil belig is dat hierdie uitspraak skep 'n verkeerde en verdraaide beeld van God. Oorgeset synde, hierdie uitspraak, of met hierdie uitspraak, teken ons 'n karikatuur van God. Vir die jong mense wat nie so goed bekend is met die term karikatuur nie, gaan Google bietjie wat beteken 'n karikatuur en kyk 'n bietjie na voorbeelde van karikature. Ek sê ons teken met hierdie uitspraak 'n karikatuur van God. Naamlik, ons teken 'n prentjie van God dat hy alles veroorsaak. Dat hy ook die kwade, die slegte, die hartseer dinge laat gebeur, om sekere doelwitte te bereik. So asof God nie hierdie doelwitte in ons lewe sal kan bereik, as hy nie eers hierdie verskriklike hartseer, moeilike goed in ons lewe laat gebeur, om ons by 'n punt te kry waar hy ons wil hê nie. Ek wil dit kortliks beskryf as absurd, en dat dit bots met wat my aanbetref die meer korrekte, meer gebalanseerde Bybelse beeld van God. En die Bybelse beeld van God is die van 'n Vader van liefde en genade. Hierdie uitspraak en die tekening van God ignoreer menslike sonde, menslike verkeerde keuses, mense se versuim om verantwoordelikheid te neem. Dit ignoreer die menslike oorsaak van ongelukke, moorde, nalatigheid, ensovoorts, 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 ensovoorts. So die eerste probleem met hierdie uitspraak is die beeld van God wat dit projekteer. Die tweede probleem ten opsigte van hierdie bekende uitspraak is wat my aanbetref dat dit mense in die meeste gevalle nie troos nie. Ek weet dit mense wat sê, alles gebeur met 'n doel. Jy gaan later hierop terugkyk, soos 'n tapisserie. Nou kyk ons na die agterkant en is 'n klomp losgarings en drade. Eendag gaan die prentjie omgedraai word en dan gaan ons alles mooi verstaan. Ek weet mense bedoel goed. My ervaring in die praktyk is dat hierdie uitspraak mense nie troos nie, maar inteendeel dat dit hulle verwar en dat dit dikwels vir hulle probleme skep in terme van hulle godsbeeld en probleme skep in hulle verhouding met God. Deur die jare het ek die ervaring gehad om na baie mense te luister. Nou wil dit vir my verduidelik. Maar van al die baie mense na wie ek geluister het, wil ek een uitsonder. En dit is Job. Wel, ek kon nie direk na hom luister nie, ek moes maar lees wat hy gesê het. Wat my aanbetref, verwoord Job die meeste mense se gevoelens en denke oor hierdie uitsprake, dat alles met 'n doel gebeur. In die verhaal van Job is daar 'n aantal vriende, Elifas en die res,
wat aan Job allerlei verduidelikings gee, verklarings gee, uitsprake maak oor sy lyding. Ek wil graag Job se een baie belangrike antwoord lees, en voordat ek dit lees, let op die sarkasme waarmee Job hierdie uitspraak maak. Job 26, vers 1 tot 4. Toe het Job weer gepraat. Het jy nou die een gehelp wat nie krag het nie? Het jy nou die een bygestaan wat nie sterk is nie? Het jy nou raad gegee aan een wat nie wysheid het nie? Het jy groot insig laat blyk? Met wie se hulp het jy gepraat? By wie het jy gehoor wat jy gesê het? Ek het 'n pragtige uitspraak gelees wat sê, teenwoordigheid vertroos dikwels meer as verklarings. Ek wil dit herhaal. Teenwoordigheid vertroos dikwels meer as verklarings. En ons is tog so haastig om verklarings te gee. Wat Job se vriende se verklarings aanbetref, net die volgende. In die laaste hoofstuk van Job 42, vers 7 en 8, gaan lees God se woorde en God sê dit 2 maal daar. Hy sê, Elifas, ek is kwaad vir jou en jou 2 vriende, want julle het nie die waarheid oor my gepraat nie. Ek eis om te dink hoeveel welmenende Christene, geestelike leiers, vriende, predikante en pastore, namens God gemaak het, uitsprake en verklarings gegee het, waaroor God sal sê, ek is kwaad vir julle. Julle het nie die waarheid oor my gepraat nie. Ons derde hoofpunt. Natuurlik gaan iemand of baie wat na hierdie boodskap luister, of in die kerk sit, Romeine 8 vers 28 vir my aanhaal. Ek lees dit self. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk, vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Hier is een van die tekste wat eintlik aangehaal word as motivering vir die uitspraak, alles gebeur met 'n doel. En op die ou end, hoe sleg dit ook al is, gaan dit ten goeie meewerk. Ek wil vir 'n oomblik stil staan by 2 aspekte rondom hierdie oorbekende teks wat net so geïsoleerd uitgehaal word uit die hele Romeine brief en aangehaal word as bewys vir die uitspraak. Die eerste opmerking wat ek wil maak, of aspek waarby ek wil stil staan, is Paulus skryf binne die konteks in hierdie boek, of in hierdie brief, binne die konteks van die vervolging van Christene vir hulle geloof. En daar gebeur baie slegte dinge met Christene wat vervolg word vir hulle geloof. Maar ons moet versigtig wees om hiervan 'n universele of altyd geldende uitspraak te maak wat in enige omstandighede geld en wat waar is, ongeag wat die probleem of die situasie van mense is. Ek dink dit is nie 'n verantwoordelike skrifgebruik nie. Tweedens wil ek stil staan by die positiewe. Ook die positiewe van hierdie teksvers en ander in die Bybel. Die wonderlike troos dat God is nie magteloos in die aangesig van die kwade nie. Nou moet ons baie versigtig wees. Ek wil God nooit teken of geteken hoor as die oorsaak van die kwade nie. Die kwade gebeur vanweë menslike verkeerde keuses, nie verantwoordelikheid nakom, sonde en so meer. Maar God kan situasies omkeer. God kan ook slegte situasies gebruik. God kan ook die goeie uit die kwade laat voortkom. Ja, dit is so, maar daar's 'n fyn lyn oor hoe ons dit lees, hoe ons dit verstaan en oor hoe ons dit oordra aan mense.
Kom ek begin met die eenvoudige metafoor wat ek gereeld gebruik om hierdie saak te belig. Wanneer 'n mens deesdae iewers heen ry, gebruik jy Google Maps of Waze. En baie keer gaan iets verkeerd. Die vriendelike verdraagsame dame op Waze of Google Maps sê vir jou dat jy binne 100 meter moet links draai, jy mis die afrit en jy draai te laat, of jy draai regs in plaas van links. En dan sê sy nie vir jou, luister, as jy nou nie my instruksies wil volg nie, dan moet jy nou maar opsnork en self kyk hoe jy daar uitkom nie. Sy gebruik die baie belangrike term recalculating. Wanneer iets verkeerd gaan, dan word daar 'n nuwe berekening gemaak. Recalculating. God is die meester van recalculating, wanneer dinge teen sy wil en anders as sy wil geskied. Ek wil een voorbeeld aanhaal, 'n baie bekende voorbeeld, Josef. Josef se broers wat 'n klomp verkeerde besluite geneem het en besluit het eers om hom dood te maak, dan besluit het om hom liewer te verkoop as slaaf. En dan is daar 'n verloop. En 20 jaar later, ongeveer 20 jaar later, maak Josef 'n uitspraak. Maar ons moet weer eens baie versigtig wees met die dogmatiek en die vertaling van hierdie woorde. Maar kom ek lees wat Josef dan nou aangehaal word om te sê in Genesis 50, vers 15 tot 21. Na hulle pa se dood het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het, en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het. Daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur. Voor sy dood het u vader beveel, julle moet vir Josef vra om tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad. Ons dien ook die God van u vader. Josef het gehuil oor wat hulle vir hom gesê het. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieë geval en gesê, hier is ons voor u, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bang wees nie, ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Die groot vraag is, veroorsaak God die kwade, of kan hy selfs die kwade gebruik en omswaai? Maak seker dat ons dit reg verstaan. Maak seker dat ons dit reg oordra, veral wanneer ons graag mense wil troos wat ly. Ek sluit af. God, die genadige Vader, het ons lief. So lief, dat hy sy eie seun Jesus Christus gegee het om ons te red. Moet hom nooit voorhou as die outeur van die kwade nie. Amen. Here, ek kan my nie vir 'n oomblik indink wie almal na hierdie boodskap luister nie. Ek kan my nie vir 'n oomblik indink wat is die krisisse, die seer, die lyding, die vraagstukke, die verliese waarmee elkeen worstel nie. Maar dis nie belangrik dat ek dit nie weet nie, en my dit nie kan voorstel nie, want u weet. U weet alles. En u sien alles, en u verstaan alles. En u kan help.
En U kan troos en U kan verandering bring. Here, wees elkeen wat seer het en swaar kry en ly, naby. En vergeef ons vir die onsinnige dinge wat ons baie keer met goeie bedoelings kwytraak in ons byna desperate pogings om mense te troos wat nog nie gereed is om getroos te word nie, maar net eers nodig het om seer te hê. Verder wil ons bid dat U nie net vir ons elkeen persoonlik sal voorsien nie, maar vir ons wêreld en veral vir ons land met sy geweldige uitdagings. Help ons asseblief. Ons bid dit in afhanklikheid van U. Amen. Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.